Hallo. In hierdie video gaan ons nou vandag kyk na I am David. So dit is spesifiek vir eers tradisionele taal Engels, so ek gaan my tale bietjie meng en so Afrikaans en Engels gemeng praat. So, as ons nou kyk hier na jou boek, het ek nou begin met 'n opsomming van Wikipedia af wat ek saam met jou gaan deurlees en dan kyk ons na elke hoofstuk se vrae wat daarbey pas. Okay, so a 12-year-old David has lived in a concentration camp for as long as he can remember. David was a strong, brave, and intelligent boy who had been ripped away from his mother and put into a dreadful camp. His friend in the camp, Johannes, died. So we see this in a flashback in chapter 1. So ek seker julle het deur die agtergrond van die boek gegaan in die klas, maar dit is gedurende die Tweede Wêreldoorlog in wat die Duitsers Jode en gypsies en ander mense waarvan hulle nie gehou het nie, meestal Jode in konsentrasiekampe gesit het. En die lewe daar was baie swaar en baie van hulle is oorlede. En later het hulle ook begin om mense in gaskamers dood te maak, want daar was net eenvoudig te veel van hulle. So dit is 'n baie tragiese hartseer verhaal, maar dit draai daarom goed uit op die einde. Okay, so one of the commandants, so die commandant is soos 'n kommandant wat ons in Afrikaans ook gebruik, wat jy weet een van die mense is wat een van die Duitsers wat by die kamp werk. En dan is dit 'n militêre term, commandant. So one of the commandants has been keeping an eye on David, making sure he is fed properly and taking his vitamins. So die kommandant het vir hom gesorg. He was looking after David. This guard sets up the escape and gives him some soap and leaves a sack outside the camp fence with bread, a bottle of water and a compass in it. So hy los vir David hierdie goed sodat hy kan ontsnap van die konsentrasiekamp af. David must go south to Salonika and find a boat to Italy. And then travel north to a free country that has a king. So van waar hulle is, moet die guard, die kommandant, vir hom gesê hy moet suid gaan na Salonika toe, en dan van daar af moet hy 'n boot vat na Italië toe, en dan op noord gaan, totdat hy by 'n land kom wat 'n koning het, want dan sal hy veilig wees. Okay, David finds a truck headed for Salonika, and without realizing it, climbs on board. So hy klim op, hy kry 'n vragmotor wat op pad is na Salonika toe, waarop hy klim. He eats some of the food inside, and when the truck stops, he jumps out. He finds a boat labeled Italy and sneaks in. So hy het op 'n vragmotor geklim wat afgegaan het na Salonika toe, suid, en toe het hy uitgeklim en op 'n boot gaan wegkruip wat sê Italië op, sodat hy weet hy gaan na die regte plek toe. So after hiding for a few days and getting quite drunk from drinking wine, he's found. So hy was alleen op die skip waar hy weggekruip het. En op die skepe het hulle altyd wyn gehad om te drink. Eerstens, hulle het dit waarskynlik verkoop, maar ook omdat dit nie maklik vrot word as dit op die skip vervoer word nie. So thankfully, the Italian soldier decides to help David escape
by lowering him down the side of the ship with a lifebelt on. So die een van die soldate het hom gekry en besluit in plaas van om hom in te gee, gaan hy hom help om te ontsnap. So van die skip af het hy vir hom soos 'n life buoy gegee, jy weet, soos iets om te kan dryf en hom laer, jy weet, soos van die met 'n tou af na die water toe laat sak. En toe was hy in die water en hy daar rond float. Nou kan ek nie my Afrikaans onthou as ek Engels meng nie. Gedryf in die water. En later aan het hy by 'n eiland aangekom. En daar het hy toe so rukkie gebly. So he floats to land and after climbing a little way falls asleep. So hy het toe 'n grot gekry om in te bly. So toe hy wakker word, het hy gebad en vir hom 'n plekkie gesoek om te gaan bly. So after having a bath, David finds a cave to spend the day in. Want hy probeer wegkruip. Hy wil nie hê mense moet hom sien in die dag nie. So hy kruip weg in hierdie grot sodat niemand hom kry nie, want hy's bang as iemand hom vang, dan moet hy teruggaan na die konsentrasiekamp toe. So then he decides to go to the town nearby to learn about life outside of a prison camp. So naby waar hy op land uitgekom het, was daar 'n klein dorpie. En hy was nog nooit in sy lewe buite die kamp van wat hy regtig kan onthou nie. So want hy's nou 12. Ek kan nie presies onthou wanneer dit afspeel nie. Hier's nou nie 'n datum van hoe lank hy in die kamp was nie, maar hy was lank in die kamp en hy weet nie regtig hoe is lewe buite die kamp nie. So he's given, much to his surprise, a loaf of bread. So iemand gee vir hom brood, maar hy's baie verbaas, want in sy lewe tot daartoe, jy weet, was dit, jy weet, in hierdie aaklige konsentrasiekamp met die wagte en so wat baie lelik was. So dit is vir hom 'n verbasing dat mense gaaf is buite die kamp. So he also finds a piece of newspaper that he uses to practice reading with. So hy begin oefen om te lees. So David kon verskillende tale praat, dis hierdie woord hier, polyglot. So poly beteken baie en glot is 'n woord vir wat met tale te doen het. So omdat hy baie tale kan praat, omdat hy in die konsentrasiekamp is, kan hy baie verskillende tale praat. Want saam in die konsentrasiekamp is nie net mense van een land nie. Hulle het mense van Duitsland en Pole en Italië en klomp ander lande wat saam in die kampe gebly het. Maar nou moet hy vir mense, hy's bang dat hy uitgevind gaan word. So hy moet vir mense kan verduidelik hoekom praat hy so baie tale en hoekom reis hy en jy weet waar kom hy vandaan? So later, after visiting the town every day for a while, David uses the excuse that he works for a circus to explain why he is a polyglot, so a person who can speak many languages, and why he's traveling. Then he overhears people talking about him. So hy hoor mense wat oor hom praat, wat hom bang maak, want hy's bang hy word uitgevind. He flees the town and travels north. So hy het mos nog daai kampus. So hy kan op die kampus kompas sien waar noord is, sodat hy weet in watter rigting om te gaan. On his way, he helps people and sometimes they give him money. Along his journey,
David discovers the beauty of the world and slowly changes his behavior and how he interacts with people. So soos wat David aangaan, kom hy agter dat die wêreld is eintlik nie so sleg nie en hy help mense en hulle gee vir hom geld, en dan kan hy vir hom kos kry, en hy begin later ontspan en begin mense meer vertrou. Maar dit hou nie vir altyd nie. Jy weet mos hoe gaan stories, daar gaan altyd ietsie verkeerd eers. En dit is dan wanneer David vir Carlos ontmoet. Okay, so David accidentally sets foot on one's property. So ek gaan net hierdie verander on Carlos's property. Nee, wag. Kom ek sê sommer net someone. Okay, so David accidentally sets foot on someone's property and a boy named Carlo beats him up. He saves a girl named Maria from a fire in a shed where she was trapped. Carlo het hom geslaan, maar daar was 'n meisie Maria en toe was daar 'n vuur in die barn shed waar sy vasgevang was en David het haar lewe gered. En omdat sy lewe gered het, het haar familie was baie dankbaar en het besluit dat dat David by hulle kan kom bly as hy wil. So toe het hy vir 'n rukkie by hulle gebly. So David spends some time in Maria's family's house, where he sees a globe and learns about different countries. So daar's baie ander verskillende goed wat hy vir die eerste keer is hy in 'n familie se huis en begin en jy weet hy sien goed wat hy nog nooit van tevore in sy lewe gesien het nie. En hier is 'n globe, jy weet soos 'n check hierso. Ek het hierdie een, so net so dit is so klein stresballetjie. 'n globe en dan van daar af leer hy van die lande in die wêreld en waar hulle is en so. However, his knowledge of suffering and death, as well as his enmity with their eldest son, is deepening. Overtly exclusive relationship with Maria worries the parents. So David se kennis van jy weet van swaar kry en van dood maak die ouers ongemaklik en laat hulle bekommerd raak dat hy 'n goeie verhouding met hulle dogter Maria het, want hy en Maria is baie goeie vriende en hulle raak ongemaklik daaroor. En die ander ding wat hulle ongemaklik maak oor David is his enmity. So hierdie woord enmity kom van die woord enemy af. So dit beteken hulle is nie vriende nie. With their eldest son, so Maria se oudste broer. So hulle begin dan bekommerd raak and David overhears them talking about him. After writing them a letter, he leaves the house to travel north again. So hy word bang dat hulle hom nie meer daar wil hê nie en dan skryf hy vir and then sometime later he sees a personal advertisement in a newspaper placed by Maria's family, offering him a home
and saying that they understand his resistance. So later aan, want hy het nou vir hom uit homself so half geleer lees, toe sien hy in die koerant 'n advertensietjie. Mense kon altyd seker persoonlike advertensies insit waar jy vir iemand 'n boodskap probeer stuur of so iets in 'n koerant. En dan sien hy 'n briefie basies in die koerant van Maria se familie wat sê David moet asseblief terugkom. Maar hy is te bang en hy weet nie regtig wat om te doen nie, so hy gaan aan om noord te beweeg. So David has also been praying to the God of green pastures and still waters. And a priest explains that some people say there are many gods, there is really only one. So hy ontmoet 'n dominee of 'n priester wat met hom praat oor geloof. En dan is hy later in Switserland en hy ontmoet Sophie wat 'n middeljarige tannie is. So when he meets Sophie, a middle-aged lady who lives in Switzerland and likes to paint as a hobby, she asks David if she might paint him. So sy sê sy wil graag vir David verf. Later, she invites David to have lunch with her at her house. And while he is there, David sees a picture of a woman in Denmark. So hy kom by hierdie ontmoet hierdie tannetjie wat in Switserland wat verf en dan is hy by middagete vir haar huis en hy sien op haar jy weet sien 'n foto wat sy het van 'n vrou wat van Denemarke afkom. So Sophie tells him that the woman's husband and her child, a boy named David, were killed, but that a god who was attracted to the woman allowed her to escape. So daar in Switserland besef David dat hierdie random tannie waarin hy vasgeloop het sy ma geken. En hierdie vrou op die foto se man en die kind was in 'n konsentrasie, die hele gesin was in 'n konsentrasiekamp. En een van die wagte het van haar gehou en toe het die wag haar gesê sy moet ontsnap en het haar gehelp om hoekom daardie wag in die konsentrasiekamp hom gehelp het en vir hom gesê het dat hy moet noord gaan want Denemarke is in die noorde en as hy en dis hoekom die wag hom gehelp het om te ontsnap. So he realizes he needs to travel to Denmark to find that woman. That the God who became the commandant has saved him because he was in love with David's mother. However, because she didn't love him back, the commandant felt the need for revenge and didn't tell her that David was still alive. So hy het nie vir nog lewe nie, want hy het nog gehelp om te ontsnap, maar hy was kwaad vir haar omdat sy nie ook lief was vir hom terug nie. Ek dink dit is min of meer tot waar julle gekom het. Ek wil net gou afgaan na die chapters toe.
Ek dink dit is nog 'n bietjie aan. Nog een paragraafie of so. Nee, ons is amper klaar. Okay. Ek het so lank was hierdie boek gelees. Ek kan nie onthou hoe lank dit is nie. Okay. So, when winter hits, David travels through the mountains. He is held prisoner by a farmer who uses him for work. So, al is dit winter en dis baie koud, besluit David dat hy gaan noord gaan om sy ma te gaan soek, maar dan word hy gevang deur 'n boer wat hom basies as 'n slaaf gebruik om op sy plaas te werk in die winter. So it's a hard season, but he is grateful to shelter at night in the farmer's stable until the snow melts. So hy besluit hy gaan daar bly totdat die sneeu smelt, want hy het nou 'n veilige plek om te bly en hy maak ook vriende met die boer se hond. Die hond se naam is King. So the farmer's dog, King, keeps him company through the winter. David knows that as the snow melts, he must escape from the bolted stable, as the farmer will soon hand him over to the police. So hy's bang dat wanneer die sneeu smelt en die boer hom nie meer nodig het nie, gaan hy hom na die oorgee aan die polisie. So hy besluit om so lank 'n plan te maak sodat sodra die winter verby is en die sneeu smelt en hy kan verder trek, dat hy kan ontsnap. So hy begin 'n gat grawe. So he makes a hole in the stable and digs a tunnel and is free again. King catches up with him. So King het besluit, hierdie hondjie het besluit, nee, hy wil eerder by David bly en hardloop agter David aan. Later, the dog gives its life to distract some guards in East Germany so that David can sneak over the border. So, want hulle is in Duitsland nou en omdat hy oor die grens moet gaan, die grens is daar baie wagte om seker te maak dat mense nie uitkom nie. So die hond het die wagte by die grens distract en toe glip David oor sonder dat hulle hom sien. En dan as mens van Duitsland afgaan in Oost-Duitsland, bietjie verder noord, dan is jy in Denemarke en dan is Kopenhagen is die hoofstad van Denemarke wat net 'n bietjie verder op in die land is. So David travels on through Denmark to Copenhagen in Engels, Copenhagen, where he looks up his mother's address in the telephone book. Toe het ons nog telefoonboeke gehad. So jy kan net by iemand se van hulle naam kry en dan sien waar hulle bly en wat hulle telefoonnommer is. So at the end of his strength, he travels to the house and knocks on the door, introducing himself to his mother. So hy's al, jy kan imagine hoe moeg die ouetjie nou al, hy travel nou al baie ver. En dan kom hy by haar huis aan en sy herken hom. So hy herken haar van die fotootjie wat hy gesien het in Switserland en sy herken hom dadelik. Okay, so introducing himself to his mother, whom he recognizes from the picture he saw of her in Switzerland. His mother instantly recognizes him as her son David and embraces him. So dit is 'n kort opsomming van die storie en dan gaan ek nou sommer in 'n nuwe video, want anders raak dit mos nou te veel, gaan ek deur die vrae gaan van die dinge wat jy moet spesifiek weet.
Goed, dit is dan dit vir nou. Dan sien ek jou later weer.